die grense van die Kaapkolonie in die vroeë 19de eeu. Die 19de eeu is al die jare van 1800 tot 1899. Samewerking en konflik. Vroeg in die 19de eeu neem Brittanje die Kaapkolonie by Holland oor en word die Kaap 'n Britse kolonie. Dit was in 1806, as jy reg onthou van ons tydlyn af. Omdat Brittanje die toonaangewende nywerheidsland was, het die handel aan die Kaap vinnig uitgebrei. Toonaangewend beteken maar net, dit was die heel belangrikste. Dit is soos 'n ou wat 'n dromslaaner wat sê hoe vinnig ouens moet loop. Hy gee die toon aan, of die ou wat sing in die kerk as die orgel of die gitaar nie werk nie. Hy sê hoe hoog moet die mense sing. Hy gee die toon aan. Omdat die handel so vinnig uitgebrei het, het meer dorpe ontstaan en wyn en woluitvoere het toegeneem. Die uitbreiding van die kolonie het veroorsaak dat die Britte in kontak gekom het met die mense wat op die grense daarvan, dis nou die kolonie, gewoon het. Naamlik die Khoisas in die ooste en die Griquas en Tswanas in die noorde. Daar was vreedsaam handel gedryf, maar ook konflik oor grond en hulpbronne. En somtyds het die konflik verskerp tot oorlog. Op die noordelike grens het mense met mekaar handel gedryf. Op hierdie Tswana mark verkoop 'n handelaar ivoor en dierevelle. Hierdie kaart wys hoe groot die Kaapkolonie teen die 1850s was en wie op die grense gewoon het. Die pyltjies dui die rigting van die groot trek aan. Goed, so daar het ons Kaapstad. Ons wys hom net gou, daar's Kaapstad. En hierdie hele gebied tot by Oos-London verby was die Kaapkolonie. Dis 'n groot stuk land, hoor. Daar is die Vaalrivier en hierdie is die Oranje rivier wat hier loop. Graafrenet was 'n dorp waar baie boere gevestig het, Afrikaans Holland sprekende boere. Graamsstad was 'n bietjie meer Engels, want in 1820 het daar 'n klomp Britse settlers van Engeland af kom bly. Hierdie kaart wys hoe die uitbreiding gegroei het van die oosgrens en die land wat die Khoisas verloor het. Kom ons kyk, nommer 1. Onder Britse bewind vanaf 1811. Dit is nou hierdie gebied, tot daar, hierdie hele area hierso, né? Dis nommer 1. Nommer 2. Britse oorname vanaf 1819, dis hierdie rooi deel. So van 1819 af het die Britte hierdie rooi deel beheer. En natuurlik die wit deel ook, of die geel deel, né? Nommer 3. Britse oorname in 1847. Duitse settlers kom vestig hier. Dorpe soos Oos-London en King Williamstown kom tot stad. Kom ons gaan terug na die kaart toe, dis hierdie gedeelte. So kyk, dit word al hoe groter. 'n Settler is mense wat hulle self in 'n gebied vestig. Hulle kom in 'n gebied in en dan bly hulle daar. Dit kom van die Engelse woord to settle af. En nommer 4, tussen 1850 en 1884, en 1894, neem Brittanje die res van die Khoisas se land oor, as ook die land van die Tembu, Mpondo en Mpondomise. So nou is ons al amper by Natal, hoor. Dis nie meer ver om tot in die Natal kolonie in te gaan nie. Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie sketse. Skilderye en prente gee vir ons baie inligting hoe dinge in die ou dae was. Op die noordelike grens is daar met perde en wapenshandel gedryf. Graamsstad het tot 'n belangrike handelspos aan die oosgrens ontwikkel. Daar was howe, kerke en skole en heelwat Britte het daar gaan woon. Kom ons kyk, hier's 'n skildery van die mark op Graamsstad. Kyk, die ossewaans,
Daar lê hoope ivoor, dink nie hoeveel olifante is doodgemaak om daai ivoor te kry. Kyk die mense se rokke, die kappies. Kyk daai man hy dra 'n kuil, dis wat daai hoed word 'n kuil genoem. Dis so 'n vreeslike formele hoed wat 'n ryk man sou gedra het. Die Hollands sprekende boere wou nie onder Britse bewind wees nie. Tussen 1835 en 1846 verlaat baie van hulle, die boere, die kolonie, om grond in die noorde te gaan soek waar hulle onafhanklik kon boer. Dit staan as die Groot Trek bekend. Kom ons kyk, hierdie is 'n skets wat uit daardie tyd min of meer dateer. Daar is hulle besig om deur die rivier te gaan. Dis nie maklik nie. Daar is 'n ossewa. Die osse sleep hom. Dis 'n groot werk. Die wiele kan maklik breek. Dit was baie moeilik. Daar is 'n wa wat klaar deur is. Kyk, die helpers en die slawe en die osse word aangejaag. Dit was nie maklik nie. Europese sendelinge wou mense tot die Christendom bekeer en het vir hierdie rede sendingstasies opgerig. Hulle het die plaaslike mense geleer lees en skryf en het die Europese kultuur bevorder. Onthou julle nog in die storie van Dick King, het ons geleer dat hulle by sendingstasies gestop is. So daar het jy die blanke, die wit Europese sendeling, en hy leer die mense van die Bybel, en baie van hulle sou later Christene word. Xhosa boere het in stadte, kyk mooi, stadte met 'n T, stadte, gebly. Hulle het kop gestamp met die Hollandse boere oor die weiveld vir hulle beeste. So daar was nie genoeg weiveld nie. Hierdie is 'n interessante foto. Dit was seker in die laat 1800s geneem. Kyk, hulle het komberse wat hulle dra en grashutte. Daar's 'n lekker alwyn. En kyk die vrouens en die kindertjies het daai vreemde laphoede. Hierdie klompie hier voor, party ouens het broeke aan, ander ouens dra hulle tradisionele klere drag. Dis 'n Xhosa stad met 'n T. En hierdie is 'n moderne Xhosa vrou met tradisionele Xhosa verf op haar gesig. Sy rook 'n Xhosa pyp. En die kultuur is vandag nog redelik uniek. En dit is die grense van die Kaapkolonie van die vroeë 19de eeu. En wat het ons hier? Dis 'n Britse soldaat met sy rooi uniform.